Almal weet van die vertragings by die meesterskantoor en dat dit baie lank neem om boedels deesdae af te handel. Mens moet ook in gedagte hou hoekom dit so is. In die laaste 20 jaar het daar baie meer mense bygekom wat boedels aanmeld. Daar's baie meer mense wat verdien, almal het werk, daar's die wat werk het en die wat bates het, moet 'n boedel aangee. Nou as jy nou deesdae by die meesterskantoor kom, vroeër jare, toe Karen nog in ons kerk was wat by die meester gewerk het ek ingestap, ek kon 'n koppie tee by haar drink en ek het uitgestap met 'n eksekuteursbrief. Nou vandag, as ek nou meester toe gaan, en ek doen dit nou nog, maar minder dikwels, dan ry ek, staan ek 5 uur op, 5:30 op pad, dan staan ek toe vir die meesterskantoor, en dan laat net 50 toe, jy kry 'n nommer. Want nou reën of nie, jy staan buite, en 8 uur laat hulle jou ingaan, en 2 uur dan sê hulle jy moet loop, as jy nie geholpen is. Dit is werklik waar, dit is 'n feit, wat dit so gaan. Maar hulle het ook nou begin met 'n nuwe ding, wat vir ons baie goed is, hulle gaan aanlyn, laat hulle nou boedels registreer. Jou dokumente kan jy alles aanlyn deurstuur, dan kry jy 'n nommer, so 'n lang nommer, maar die laaste paar nommertjies is dan jou boedelnommer. Dit gaan beter gaan, dit gaan vinniger gaan, maar dit vat nog tyd. As jy 'n boedel vandag in 6 maande afgehandel kry, dan is dit verskriklik vinnig. Jy moet regmaak vir 9-10 maande tot 'n jaar om 'n boedel afgehandel te kry. Dit hang af op wie se lesenaar daai boedel land. En om daai mense te sien, is regtig waar 'n ding wat, jy kry dit net nie reg nie. Ruk terug het 'n klomp prokureurs gaan kla oor die ding, en toe het hulle nou gesê hulle sal ondersoek instel. Toe vat hulle van die mense wat al lankal daar werk, en hulle laat hulle saam met van die jongeres wat nou net van die universiteit afkom, eksamens skryf, toe dryp al die wat lankal werk daar, want hulle loop so, met die leer, dan sit hulle hom neer, en dan kyk hulle en dan stap hulle weg. Hulle sê niks, dit is regtig, en die mense het gekla. Nou is daar 'n paar mense, en daar's van die ouer mense wat al lankal daar werk, wat regtig moeite doen, en vir wie mens maar oor die tyd lief geword het, en wat jy maar altyd hoop, jy kry. Nou goed, wat die boedels betref, net so 'n bietjie agtergrond. Ek self het buitemuurs by Pretoria Universiteit gestudeer, en ons het by praktiserende advokate klas gekry, waar die binnemuurs ouens by lektore gekry het. Nou, dit was meer akademies, ons het 'n baie praktiese opleiding gehad, en ons het byvoorbeeld by Dirk Mostert gekry, en nog by mynsreg by professor Verloren van Temaat, moes jy mondeling doen, en dan het hy vir jou gevra, sy mondeling was, A doet dood. Dan sê professor, het hang af of A testament gehad het of nie. 'n Testament, wat vir 'n ding is dat? Dan sê jy, goed, dis skryf jy, dan maak jy 'n fout, dan sê hy, A doet dood, begin voor. Dan gaan jy so aan, en so toets hy jou, dat jy alles moet kan sê vir hom, wat daar aan die gang is. En dan het hy ook vir ons altyd gesê, ja, in jou testament skryf jy altyd, die langslewende erf alles. Dan sê hy, wat is die langslewende eerste sterf? So jy het, die ouens, daar was regtig baie humor in die saak, en ons het het baie geniet om die opleiding te kry. Maar wat ek nou vandag wil doen, ek wil net blootliks gaan oor, ek het dit in Engels gedoen, die notas, want nou Engels, kom ons praat eers oor Engels. As jy nie in Engels jou goed doen vir die meester nie, dan lê dit daar, want 'n testament moet ingelees word, voor hy goedgekeur word. Dat mense wat dit inlees, nou is nie mense wat die Afrikaans kan inlees nie, dan betaal hulle prokureurs om dit te kom doen, maar dit vat lank. Nou kan jy aanlyn jou testament instuur, maar hy word nie aanvaar nie, want die oorspronklike moet nog ingedien word, dan kry jy 'n stempel daarop, en dan moet hy goedgekeur word. Dan eers kan jou boedel verder loop. Maar 'n testament is 'n dokument wat asseblief nie moet lank wees nie. Ek gaan nou op detail ingaan hoe mense jou testament kort hou, maar 'n lang testament, hierdie mense is lui, hulle gooi hom een kant toe. Daai boedel klink vir hulle ingewikkeld. Dan vat hulle die kleiner boedels en hulle doen hulle eerste. So mense moet mooi kyk, baie mooi kyk. En as jy nou jou prokureur gaan sien, of wie ook al jou boedel gaan doen,
Dan gaan ek nou sê wat 'n dokumente belangrik is, wat jy moet saamvat en ook wat 'n dokument beteken. Daar is so baie vorms wat voltooi moet word. Nou met die aanlyn moet jy die inligting vir jou eksekuteur gee en dis PDFs. Hy doen alles. Die vorms word hulle aanvaar nie meer 'n vorm wat opgeskryf is nie. Dit moet alles op die rekenaar inwees. So jy moet vir hom dit verskaf of vir haar dit verskaf wie dit doen en dan sal hulle daai vorm aanlyn instuur. Ons het nou 'n paar keer gelukkig gewees met boedels wat gou gegaan het, maar ek moet u waarsku, dit vat tyd. Dit vat regtig baie tyd. Nou goed, wat maak ons as iemand nou kom ons begin eers by 'n testament, ja. By 'n testament, as jy dit wil saamstel, moet jy jou ID-dokument moet jy vir hulle gee, eerste. En dan moet jy ook jou vrou of man lewend se ID ook gee. Dan moet jy die erfgename se persoonsnommers ook gee en ook hulle adresse. Want dit is wat baie keer gebeur, hulle spoor nie die mense op nie. En dan as mense jonk is, as jy vir kinders nalaat, wees baie versigtig, dan moet jy maar 'n trust skep. As jy nie 'n trust skep nie, dan gaan dit na die weesheerfonds toe, na die voogdyfonds toe. En ek het nou onlangs mense gehad wat my genader het om geld uit die voogdyfonds uit te haal vir hulle, wat 18 jaar gelede al daaraan betaal is. Nou as die kind 18 jaar oud is en met die geld kry, dit is 'n verskriklike ding. Die kind moet self inkom, sy moet verklaringe aflê, daar moet foto's geneem word, vingerafdrukke. Hier by die meesterskantoor op die 8ste vloer moet dit gedoen word. Dan word daai dokumente Pretoria toe gestuur, dan word dit in Pretoria verwerk. Ek het nou gekyk, ek wil weer bel, is nou al 6 maande wat hulle sukkel om daai geld te kry. Alles is goedgekeur klaar, maar hulle betaal net nie uit en dit nou van die meester van Pretoria af goedgekeur word voordat die arme kind se bankrekening kan gaan. So mens moet nooit dat jy voogdyfonds jou geld hanteer nie. Daar is 'n manier om dit te hanteer, jy skep 'n trust van mense wat jy ken, wat dit bestuur tot die kind 18 jaar oud was. En ons bly weg van die voogdyfonds af, so daai bestemming moet jy daar aansit. En dan 'n huweliksertifikaat is baie belangrik. En as daar mense geskei is, 'n egskeidingsbevel, en dan moet asseblief nie in jou testament lang lyse sit van Sannie kry die ring en Jannie kry dit en Pietie kry dat nie. Dis 'n gemors. Want dan moet jy vir elke ding 'n kwitansie gee. Jy moet bewys, daai persoon moet teken hy dit ontvang. Maak vooraf lyste. En as jy ouer word, jy het nie meer goed nodig en gee dit weg. Dis die antwoord. Gee weg soveel as jy kan. Maak leeg. Jy kan tog niks saamvat nie. Hoekom moet jy dit hê? So jy kan dit leen, ja. Dis alright. Dit slaak hulle weet, dis hulle sin. En maak 'n lysie. En dis 'n ding. Praat met die kinders oor jou boedel en sê vir hulle, ons wil dit en dat so oor beskik. Dat hulle weet en dat dit onderling geteken is en klaar is. En dan, as dit moontlik is, ek sê, appoint a spokesperson to deal with the executor. As jy iemand het wat namens die familie kan praat, want nou sit die arme eksekuteur daar en almal is in sy kantoor en daar's 'n geveg. Jy wil een persoon hê wat maar die oudste of wat ook al of die jongste wat die slimste is, maak nie saak nie, kan jy nou maar aansê om die saak namens jou by die eksekuteur te hanteer. Jy is nie meer daar nie, so iemand moet praat, né? Dit is nou goed wat dit makliker maak. So as jy nou, ek gaan vir jou hierdie dokumente gee, hierdie papier gee, en as jy daai eerste dokumente het, dan maak jy dit baie maklik vir die eksekuteur om vorms in te vul. Ja, jy hoef nie, nee, jy moet nooit in die testament skryf, jy kan 'n brief maak, wat jy ook vir een van die familielede gee. Waar jy die familielede bymekaar kry, maak julle 'n lys en stel dit op, en sê as pa of ma, as ek doodgaan, dan kom julle familie bymekaar en jy vat die goedjies. Jy skryf dit nie eers daar nie. Dit moet niks van jou testament wees nie. Kyk, ek gaan julle 'n voorbeeld noem.
as jy iets spesifiek beskryf, daai klavier of dit, dan noem jy dit 'n legaat. Dis 'n legaatskap. Voordat jy, want 'n testament lui so, ek bemaak dit en dit aan Jan. Daarna, die restant of die resterende gedeelte word so verdeel. Ons het 'n dame in ons gemeente gehad 'n paar jaar terug. Sy het haar huis aan die Gereformeerde Kerk bemaak. Toe doen Sanlam die boedel. En sy het siek geword en sy het die huis verkoop en sy het in Huis Boland ingetrek. En sy het daar gewoon en sy het daai geld belê. Toe gaan Sanlam en haar testament het gelei, die huis gaan aan die kerk en die ander geld, daar was redelik ander geld, pensioengeld en so aan, word verdeel onder dierebeskermingsverenigings, het 'n lot mense genoem wat dit moet kry. En toe gaan Sanlam en hulle sê nee, daar's nie huis meer nie, huis is verkoop. Hulle vat al die geld en hulle verdeel dit en ons stop dit toe, ek en Neil Malan, ons stop dit toe, ons in terme van artikel 35 van die boedelwet, gaan ons toe na die meester en sê nee. En daar's 'n ding wat genoem word adiasie in die reg. Dit beteken jy volg nog die bedoeling na. Ons weet, ons het mense in ons gemeente gekry wat beëdigde verklaringe vir ons gemaak het, dat sy gesê het, daardie huis moet aan die Gereformeerde Kerk gaan. En ek onthou, ek het die dag nog gegaan na Sanlam toe, en hulle het altyd moes maar net een persoon in die hoof van die boedels wat al die goed ontvang, al die organisasies absou, hulle het 'n hoofboedelamte wat aangewys is wat met die meester skakel. En die persoon het vir my begin lag en sê, wat dink jy julle gaan iets kry? Ek sê, ja, sal. So maar kyk. En ons maak beswaar teen die voorlegging, en ons kry advokaat Boet van Staden, hy is nou nie meer praktiseer nie meer, hy het op die bank opgesit. Nou Boet is so Weskus, hy praat so. En dan sê hy, en nou Boet is een van die ouens, hy's regtig iemand wat dit kan doen. Hy het ook mos met 'n lang saak, toe staan hy in die hof, en toe die ouens begin verduidelik, toe sê hy vir hulle, nee, gee my jou saak in 'n neutedop. En hy begin weer lank praat, Boet sê, nee, gee my jou saak in 'n neutedop, wat behels jou saak? Die derde keer sê die regter vir jou, ek gooi jou saak uit, jy weet nie wat jou saak is nie. As jy sulke lang goed wil stel, en daai ou het vir ons hierdie ding opgestel, ons het daai saak gewen, ons het daai geld gekry. So mens moet net mooi kyk na die goed, maar dit is wat ek daaroor wil sê, is belangrik, is hersien jou testament gereeld. As daai testament hersien was, toe sy die huis verkoop het, kon sy gesê, die fondse gaan, maar ons het dit gekry, en dit is maar die mees belangrike ding daarvan, né? So mens moet daarna kyk, jy moet mooi kyk en jou testament maar hersien. Nou goed, nou het jy die goed vir jou eksekuteur gegee, hy stel 'n testament op, die formaliteite van die testament sal hy vir jou verduidelik, hoe dit onderteken moet word, 'n erfgenaam wat teken kan nie erf nie. As 'n getuie, jou erfgename moenie as getuies teken as hulle in jou testament benoem is as erfgename nie. Dan kan hulle nie erf nie, want hulle dis maar net een van die ding. En daai testament moet geteken word deur die erflater in die teenwoordigheid van die getuies wat in mekaar se teenwoordigheid is. So is 'n groot ding. Ek meen, die mense daar moet daar wees, hulle weet wat daar aangaan en hulle teken. So dis maar formele vereistes en hou dit kort. In die testament is daar eerstens die naam van die party wat die testament aangaan en dan hoe hy getroud is of in 'n gesamentlike testament binne gemeenskap van goedere. Maar binne gemeenskap van goedere is daar ander snaakse goed, want jy erf al klaar halfte as jy binne gemeenskap van goedere is. En as jy dan nou 'n huis het, 'n woonhuis het, normaalweg word die huis, nee, is doodreg, maak hom klaar. Normaalweg word die huis oorgedra, dan hy moet oorgedra word in die ander persoon se naam. Of nou, as jy binne gemeenskap van goed is, dan dra net die helfte oor, want die helfte is reeds joune. So die akteskantoor maak net 'n stempel wat sê,
hierdie helfte word aan jou oorgedra, en dan is dit mos nou die volle ding. Deesdae kan jy ook nie meer eiendom met jou eie naam koop as jy binne gemeenskap van goedere getroud is, albei partye moet teken, né? Met verbande en goed, so dit is so, maar daar is 'n endorsement op jou titelakte, en dit moet dan so verhandel word dat die helfte aan jou oorgedra word. Nou, as jy 'n vaste eiendom het, is daar nou nie hereregte en al die goed nie, as jy dit 'n boedel nalaat nie, dis maar net die normale goed, as jy dit jaag natuurlik jou boedelwaarde op, dat dit van 3,5 miljoen mag jy aftrek vir boedeldoeleindes, maar nou kan jy dit ook by net die helfte aftrek, en die ander helfte kan jy oorlaat vir die ander persoon, wanneer die persoon te sterwe kom, om dit net minder te maak, dat 'n mens, dan jy nou maar dubbel eintlik die bedrag van 365 miljoen, wat jy kan aftrek. So dit is belastinggoed wat 'n mens moet onthou. Dan is daar boedelbelasting, wat ek, ja, ekskuus tog. Gesamentlike testament. Ja, nee, maar dit is, jy beskou dit eintlik dan as twee testamente, maar dit maak nie saak dan nie, want as jy 'n gesamentlike testament het, dan beskik julle gesamentlik. So dit gaan nie die ander party benadeel nie, al het daai persoon geteken nie, want daai persoon is nie 'n getuie nie, daai persoon is 'n testateur. So dit gaan nie die testament enigstens verander nie. Dan die testament hou goed, vra ook vir die testateur, ons doen dit altyd, 2 oorspronklikes te maak. Dat jy een het in jou leer, en dat jou prokureur een by hom hou, want van daai goed raak tydkeer verlore. By die meesterskantoor het hulle in die laaste tyd goed weggegooi. Dan moet jy 'n verskriklike ding doen, jy moet gaan vra om afskrifte te liaseer en goed, maar as jy dan 'n ander een het, dit is goed om een te hê. Nou goed, dan gaan ons kom, dit is nou wat 'n testament betref, daar's baie ander goed nou, testamente is snaakse goed, ek moet nie nou testament weer vir mense opstel, want ek is baie keer ouer as die mense, so dan voel jy, ja, jy koop nie eintlik meer groen piesangs nie, nou, jy weet, die tyd is maar kort, vir menslik gesproke, né? So, hier is mense in ons kerk, en ek gaan aanbevelings doen, ek gaan sê, Kadassel kan vir julle baie mooi help, en ook Christiele, so hulle kan ook baie mooi vir julle help daarmee, maar met advies betref, kan ek vir julle regtig waar gratis bystaan en vir julle sê, en enigiets wat julle wil weet, want ek kom nou al baie jare saam in die meesterskantoor, daar's dinge wat 'n mens maar leer oor die jare, wat gebeur, daar's heel wat wysings ook deurgekom, en ek sal bietjie net daarop aanraak. Nou kom ons na dood, wat jy wil hê. Jy wil die oorspronklike, daai nommer 2, oorspronklike ID, nou hierdie notice of death, ek gaan dit nou vir julle deurgaan, ek gaan sê hoekom. Kyk, mense wil nie vorms voltooi, as jy nie weet waaroor gaan dit nie. So ek gaan vandag vir julle verduidelik, wat sê die vorm net kortliks, dat julle weet hoekom dit relevant is, en waar julle die vorm kry, en wat gebeur met die vorm. So as jy nou 'n notice of death kry, hierdie is 'n DHA, dit is binnelandse sake vorm, en daai vorm DHA 1663A is 'n vorm met verskeie afdelings. Afdeling A op die vorm is die besonderhede van die oorledene wat jy op die vorm kry. Dit word voltooi by die hospitaal of waar die persoon is, waar die dokter is. Dan kom die geneesheer se naam daar en sê wie hy is, wat dit teken. Dis afdeling B, waar dit is in 'n gewone sterfte waar dan van natuurlike oorsake, die oorsaak van dood natuurlike oorsake is. Sou daar nie natuurlike oorsake wees nie, dan is dit 'n bietjie anders, dan is daar 'n vormpie wat jy moet invul, wat 'n bietjie anders lei, dan is daar magtiging dat daar miskien 'n nadoodse ondersoek gehou moet word. Dan gaan jou boedel vertraag word. As dit nou so geval is, dan gaan jy langer wag. As nou 'n motorongeluk was, miskien nie, want dit is ook nie so lank nie, hulle sal, want dan sertifiseer hulle ook dadelik of wat die oorsaak is. Dit is
dit is eintlik maar amper 'n natuurlike oorsaak, want dit is 'n ramp wat gebeur het en hulle kan daai doodsertifikaat uitreik. Dan is daar 'n vorm, op dieselfde vorm is daar 'n gedeelte wat hulle dan uitreik vir die ondernemer. Die ondernemer is baie belangrik. Dan kry die ondernemer die sertifikaat en hy reik weer 'n burial order uit, is daai 14A. Dit is ook binnelandse sake se vorm. Hy kan nie iemand begrawe as hy nie 'n magtigingsbevel gekry het nie. En dit is daai bevel wat hy dan kry dat hy die persoon. En wat hierdie vorm doen is ook baie belangrik. Dis kausaal belangrik. Dat dit kan sê dat die persoon wat gesterf het is uiteindelik die persoon wat ter ruste gelê word. Dit is 'n causal link. Hy maak dit elkeen sertifiseer. Ek erken. Dis dieselfde persoon wat dit is dieselfde wat sin toe gaan. Dit het al fout gegaan. Ek het onlangs nou vir iemand in die huis hier 'n boedel gedoen waar hulle die verkeerde datum gaan insit het. Toe word die doodsertifikaat uitgereik met 'n ander datum as wat op die dokumente is. Toe is dit 'n groot ding. Toe moes ons na die ondernemer toe gaan, 'n bietjie voet hard neergesit, maar het ons 2 weke gevat. Maar dit kan baie langer vat, want nou hulle moet terug aan binnelandse sake toe. En daar moet lang verduidelikings en verklaringe kom hoekom daar 'n fout is om weer die regte doodsertifikaat te kry, want jy gaan nie daai boedel van die grond af kry as dit nie reg is nie. So kyk net altyd as jy die doodsertifikaat kry, laat die datum van dood werklik waar die datum van afsterwe was van jou geliefde. Want dit is baie belangrik dat daai goed klop. Nou ek kom nou daarby wanneer sê, dan kry jy nou dit en dan die volgende ding wat jy kry is ekskuus, ek gaan sonder die bil lees. Is 'n inventaris wat jy moet maak. Nou hierdie vorms, die wil ek nou vir jou gee. Ek sê maar net wat jou eksekuteur gaan hierdie vorm sê. Maar ek gaan die vorm net behandel om vir jou te sê wat daarin is. Want hulle gaan nou hier goed aanlyn doen. Dis PDF's. Jy gaan daar sit en hulle gaan daai ding tik. Alles, jy mag niks met jou hand skryf nie, net teken. Dan gaan hulle vir jou sê, dis nou hierdie vorm sterftekennis, dan is daar 'n ander sterftekennis wat van justisie af is. Dis maar net 'n verklaring. Hierdie dokumente van binnelandse sake word gemerk DHA. Alle justisiedokumente is hier, justice. En alle SARS-vorme is SARS. Wat jy het, want daar is SARS-dokumente ook wat moet voltooi word. Ekskuus? Ja, ek is nou besig daarmee. Hierdie een wat ek nou van gepraat het is Notice of Death or Stillbirth. Die ander een is Death Notice. Nou die Death Notice is wat die prokureur, is 'n J-vorm. Hy vul in en dis maar net om vir die meester te sê, hierdie persoon is dood en die goedere van die persoon is geleë by daai adres. Die goedere wat hierdie boedel oor praat, is geleë by 'n sekere adres. En hierdie persoon sê ook dan, wat hom teken, is een van die familielede, sê ja, sy was by die afsterwe of wat ook al, weet om dit weer reg te kry van justisie se kant af. Dis nou die vorms en dan inventaris. Inventaris het 4 bladsye. Bladsy 1 is onroerende goed, dis huis. Bladsy 2 is roerende goed. Dan is daar dis die onroerende goed, die roerende goed, en dan is daar nog goed wat verbande en goed wat geld wat nog kan inkom in die boedel. Polisse en goed, ja, wat kan inkom na die boedel toe. En dan die laaste bladsy is eise wat die boedel het. Die boedel het ook nog eise wat hy kan instel. Iemand skuld die boedel iets. Dan as jy daai 4 nou by die aftrek som doen, dan kry jy jou bates in jou inventaris, jou finale bates. Nou op jou inventaris is daar 'n plek. Jy moet byvoorbeeld die titelakte, jou huisbeskrywing daar gee, dan moet 'n waardasie wees. En deesdae vat hulle
die munisipale waardasie as jou waardasie. Want die munisipaliteit se waardasies het baie verander sedertdien. In die ou tyd was dit nie so nie, maar nou is dit baie na aan die reële waarde, want hulle kyk elke 4 jaar wat eiendomme in die omgewing verkoop is en maak jy kan dit natuurlik beveg, want ek meen, deesdae bou hulle in 'n ou gebied 'n splinternuwe huis en dan gaan almal se belasting op, omdat daai en verkoop daai is as gevolg van daai verkoopprys, né? En dan jou titelakte asseblief, en nou, wat die titelakte betref, 2 goed. As jou huis al afbetaal is, laat asseblief daai verband kanselleer, want anderster moet die verband tydens die oordrag ook nog gekanselleer word. Dit is 'n 4.000 of 5.000 rand later, en ook as jou titelakte weg is, kry asseblief 'n afskrif. Dit kos ook nie by 'n 5.000 rand om 'n afskrif te kry. Maar sorg dat jy daai titelakte het, want dit vertraag boedels vir maande, want daar moet geadverteer word as hy weg is, om 'n vervanging te kry. Hierdie goed is goed wat boedels vertraag, maar as jy jou titelakte het, sit dit by jou, in jou pakkie dokumente, moet jy jou titelakte hê, asseblief mense. Ek het al so baie boedels gesien wat vertraag word daarvan. En dan het jy al jou beleggings, bewyse daarvan. Jy het toch 'n beleggingsnommer of goed, dit is by die losbates, maar dit is goed wat nie meubels en goed nie, dit is goed wat jy het, wat gaan uitbetaal. Nou kom ons weer daarby, dan is daar bates wat jy baie mooi moet onthou. Enige iets wat jy 'n begunstigde van is, as jy die begunstigde is, gaan dit nie in jou boedel nie. Jy hoef dit ook nie in jou testament te meld nie. En dit word nie as boedelwaarde gereken nie. So as jy 'n begunstigde is, ek het nou onlangs weer ene gedoen ook, al wat ek dan nodig het, ek vat 'n doodsertifikaat, nou namens die, en ek kry 'n vorm, wat daai ding losmaak, kry ek, en ek vat dit in, en dit betaal binne 2 dae uit. Want daar is 'n begunstigde, hulle dra dit oor, dis nie belasbaar in die boedel nie. So mens moet kyk, pensioene, daar's baie pensioene, beleggings kan jy 'n begunstigde maak. Dan benoem jy jou vrou of jou man, of daai persoon benoem jy, en daai persoon moet dan net kan bewys, dis hy, by die instansie, en met 'n doodsertifikaat liaseer, en daai goed word uitbetaal, het gaan nie in jou boedel nie. Het julle die begrip daarvan? Dis baie belangrik. Want dit, as jy dit in jou boedel laat ingaan, dan gaan dit vir jou baie lank vat. En dit is onnodig, want dit hoef nie in die boedel in te gaan nie. Dan, bewys van al jou beleggings, dit moet jy hê natuurlik, en dan, as daar 'n trust is, dan moet jy sê, is gewoonlik, dat testamentêre trust is maar saam in jou boedel in jou testament in. Nou al wanneer ek 'n testamentêre trust aanbeveel, is as daar kinders is of minderjariges wat geld moet kry, en jy dra dit oor dan die trustfonds, wat deur familie of iemand bestuur word, dat dit nie deur die voogdyfonds toe gaan nie. Ek is nie baie lief vir trust nie, en die regering het nog uitgevind dat dit nou 'n bron van inkomste is. Trusts word nou belas nogal swaar. So baie versigtig wees met trusts, en dan jou belastingnommer. Jy moet jou inkomstebelastingnommer gee, al het jy die belasting betaal nie, hulle stuur dit ontvanger toe, en hy moet kyk, so jy moet jou SARS-nommer hê, en dan enige bestaande kontrakte, as jy huurkontrakte of goed, gee dit vir hom, want daai huur is weer 'n ding wat dalk nog deur die boedel gevorder kan word. Jy het 'n huis daar, wat jy verhuur, en jy wil dit so nalaat, dat die kinders daai huurgeld goed trek, dan soek hulle die huurkontrak van daai plek. Hy moet wel oorgedra word, maar daai huurkontrak is belangrik, en dat ek gesê, investments with nominated beneficiaries, ek het klaar daaroor gepraat, en asseblief registrasiedokumente van voertuie. Dit is so belangrik. Ek sien nou mense wat dan van die boedel so lank, dan jy kan nie 'n lisensie hernie nie. Jy kan maar gaan in die tou gaan staan, hulle gaan dit nie hernie as jy wil sê, daar's 'n boedel nie, hulle doen dit net nie. Jy kan 'n boedelnommer vir hulle vat, dan sal hulle daarna kyk, maar nou die meesterskantore 'n ander ding gemaak wat baie goed is. Ek stel net in kennis,
as jy 'n prokureur nie weet nie, sê vir hulle, as jy 'n boedel aangemeld het met 'n nommer, dan is daar 'n spesifieke toonbank en hulle doen dit gou, dan gee hulle vir jou 'n dokument wat sê jou boedel is aangemeld, daai voertuig is in die boedel en jy mag hom hernie. Anders dan loop jy belasting op. Dis 'n geval van iemand in die kerk wat my gevra het. Dit is familie wat dood is, en die persoon was die eksekuteur en toe het hy gesukkel om daai voertuie en die bank het nou lelike dinge gaan doen. Hulle het nog agterstalliges wou byvoeg. Dit is 'n lang ding. En dit was Absa, ek noem dit nou maar sommer. Hulle sit in Pretoria, hulle gee nie om nie, hulle antwoord nie jou briewe nie, hulle maak niks. Hulle doen net eenvoudig niks. En ons het daai toe reg gekry en daai voertuie oorgedra gekry, maar dit is maande se werk gewees om dit reg te kry. So mens moet jou voertuigregistrasiedokumente ook in daai leer sit. As jy daai goed het, dan maak jy die lewe vir die testateur en vir die naasbestaandes werklik baie, baie makliker. En dan vir die eksekuteur self is die bepalings van die administrasie van die boedelwet van 1965. Daai boedelwet van 1965 af staan nog al die tyd. Dis 'n baie ou wet. Daar het regulasies en goed bygewoon, maar daar's net 'n paar artikels wat mens werklik waar gebruik. Maar dan is dit nou as jy dit nie reg het nie, dan het jy probleme. Dan die eksekuteur wat hy moet doen. Hy sal die oorspronklike testament inhandig. Hy sal 'n J294, dit is daai kennisgewing, sterfte kennisgewing inhandig. Hy sal hierdie ander vorms inhandig en dan het hy ook nog 'n vorm, 'n J194, is 'n aanvaarding van eksekuteurskap wat hulle dan vir hom teken, wat hy teken en die inventaris wat hy ingee en dan SARS is dis 'n vorm Rev 267. Daai vorm het 8 bladsye. Maar die bladsye beteken omtrent niks nie, is baie deurhalings en so aan. En daai bladsy maak 'n sommetjie aan die einde of jy boedelbelasting gaan betaal. En hy moet klop met die L&D-rekening wat jou prokureur uiteindelik inhandig. Want die likwidasie en distribusierekening is se formaat. Ek kom nou, dit is 'n baie belangrike ding wat die eksekuteur moet doen. As hy nou al hierdie dokumente en goed ingehandig het, dan doen hy 'n likwidasie en distribusierekening met 'n sekere formaat. Dit sê vir jou wat dit is likwidasie, al die bates, dan administratiewe koste, boedelfooi, al daai goed afgetrek, prokureurskoste, dan eise teen die boedel afgetrek, dan kry jy die netto bedrag. Op dit betaal jy belasting en dit is die bedrag wat verdeel word. So daai vorm met 'n formaat in terme van artikel 35, net kyk of ek nie een hier het nie. Ek wil net kyk of ek 'n boedelrekening hier het. Ek hoop net ek het 'n boedelrekening saamgebring. Ja. Dit is 'n dokument wat maar so lyk. Hy het onroerende goed, roerende goed, totale bates. Dan gaan hy aan, dan sê hy beleggings gerealiseer, dan kry jy alles minus die uitgawes, dan kry jy 'n cash surplus, dit is wat jy nou gaan verdeel. Dan kry jy 'n distribusierekening wat sê wie wat kry, met verwysing na paragraaf so van die testament, daai persoon kry dit, daai persoon kry dit, daai persoon kry dit, en dan moet daai syfers klop, en dat alles verdeel is, en dat die bates, hierdie rekening balanseer af, en dan op sy laaste bladsy het hy 'n boedelbelastingopgawe, wat sê, die totale bedrag van die boedel is X, en dan die totale laste teen die boedel is dit, dan die belasbare bedrag. Nou, daar is 'n artikel 4A van die boedelwet, sê daar's 'n 3,5 miljoen rand aftrekking. So, baie min mense betaal eintlik regtig boedelbelasting, as jy al hierdie aftrekkings gedoen het in jou boedel is reël, maar die boedelbelasting is ook nie baie nie, dit beloop omtrent 20% van die netto boedelbedrag. As daar boedelbelasting, het kan van 5 af tot 20 beloop, maar mens kan boedelbelasting kan jy regtig waar
as jou prokureur behoort ingelig te wees om vir jou daai goed te sê. En vir jou, dit is ook wat belangrik is, om iemand te gaan sien, om jou boedel saam te stel, die belastingaspekte daarvan is die belangrikste. Dan kan mens, as ek jou daarvoor moet adviseer, moet ek syfers voor my hê. Dan kan ek sê, goed, doen dit, plaas daar, plaas hier. Maar daar is baie goeie agente daar buite. Hier by ons in die gemeente is daar Madri en haar man. Hulle is baie goed. Ek het al baie saam met hulle gewerk, hulle kan vir jou sê. En hulle kan ook vir jou sê hoe om jou beleggings te doen. Dat hulle is opgeleid daar. Hulle is regtig waar. Dis 'n hele paar mense, maar ek het nou maar van hulle gebruik gemaak. Ek noem nou maar name, want dit is nou maar mense wat ek ken, wat ek van gebruik gemaak het en waarmee ek baie goeie resultate gekry het. En die mense is hulle gedagte is net so zip. Hulle is baie goed. Ek is nie goed daarmee, want dit is nie my vlak die ding wat ek doen nie. Ek vra as ek sulke werk doen vir mense en sê ook vir die mense as hulle sê hulle weet nie iets nie, jou boedelbereder, sê vir hom kry advies. Kry advies, want baie van die mense dink hulle ken boedels, maar as dit kom by beleggings, kry spesialiste om jou advies te gee. En dit is goed wat jy vooraf kan doen, want jy weet mos wat jou posisie gaan wees. Gaan sien net iemand oor die belasting aspek van jou boedel. Dit is vir my so belangrik. Dan is daar, goed, dan die SARS-vorm, dan die L&D-rekening wat ek nou behandel het. Hy gaan in na die meester toe, en hy gaan, as die meester hom goedgekeur het, of jy 'n query-lys gekry het, as jy die queries afgetik het, dan moet hy vir 3 weke geadverteer word, dat hy vir 3 weke ter insaal hê by die meester, en by die plaaslike landdroskantoor. Dan mense wat beswaar wil maak, kan dit gaan sien, hulle kan beswaar maak. Hy word in die staatskoerant en in 'n koerant gepubliseer. Jy sal sien Vrydag, het die koerant al die boedeladvertensies in. Dan, dit is die een advertensie, hy vat 3 weke, die eerste advertensies wat jy plaas, is wat sê debiteure en krediteure, moet hulle eise indien binne 30 dae. So dit is al klaar speling, jy wag klaar 30 dae daar, dan wag jy nog vir die goedkeuring van die L&D-rekening, en as daar nie besware by die L&D-rekening kom nie, dan kan hy jou boedel eers eintlik afgehandel word. Ja, nee, 30 dae is daar 30 dae, maar met die verloop van die boedel gaan ek net vir julle sê hoe lank 'n boedel vat in terme van werksdae. Nou, dit is nogal skokkend om dit te sien, maar dit is as jy werksdae reken, dan tel jy nou 7 en dan trek jy 2 af, nou die Saterdag en die Sondag. Maar as die mense deesdae werk, moet jy maar eintlik 3 aftrek. Want as jy Vrydag by die meesterskantoor kom en sit al met 'n toebroodjie in die mond en die voet in die hoek, of die petrol wil ry, hulle maak toe. En op 'n maandagoggend om hulle wakker te kry, is ook so 3-4 ure. Dan kom hulle daar in. So dit is 'n groot probleem. Daar word nou op die mense gecheck, maar ek dink die dissiplinêre verhore is baie. Dit is nie aangenaam om dit te sien nie. As jy nou wil julle self 'n guns bewys, ry een oggend vroeg stad toe, jy ry heerlik, daar's nie kar op die pad nie, jy ry en jy gaan parkeer. Dan stap jy op paadjie daar in die meesterskantoor. As jy daar kom, dan sit die mense tot daar by die hek toe, sit hulle al in wag daar. Dis die publiek. Die prokureur staan nie inkant, as jy 'n kaartjie kry, dan kry jy 'n nommer. Nou ek het al, daar's heel wat van die breinmense ook, hulle ken my nou al, nou hou hulle vir my 'n nommer. Dan as ek aankom en sê, hier kom nommer 7. Hulle hou altyd by nommer 7. Dan gee hulle vir my nou weg. Kan ek weer die kar gaan sit. En dis maar, ja, en een dag toe, dan sê ou, dan skryf hy so op 'n boekie, skryf hy die name van die ouens wat nou nommer 7 het en so aan. En daar kom 'n ou, hy sê nee, dit werk nie meer nie. Hy vat sommer 'n lys en hy skeer hom op. Ja, ek is so kwaad, ek gryp my, ek sê vir jou sal ek. En die ou sê vir my, ja, jy lyk net om John. Om John Foster. Nou noem hulle my om John. En ek kom ook altyd met die kierie daar, want ek kry eerste hulp. Ek kry regtig hulle hulp by eerste. Dan sê hulle vir my, ek moet sit daar stoel, sê ek nee, as ek sit, dan kom ook baie moeilik op.
Sê hulle vir my nou kom, hy help hulle my. Dis wel goed wat ek wat doen, maar ek kom reg daar weer. Ekskuus? Nee, dit is maar hoe dit gewerk. Ja, is dit toch? Nee. Nee, hulle adverteer hulle het nou hulle adverteer op ander maniere ook. By ons het nog in die burger, ja. Ja. By ander plekke is die koerant mos nou op jou foon. Digitaal. So jy moet hom digitaal soek. Nee, jy kan dit alles kry. Jy kan die hele koerant kry. Die hele koerant is daar op hom. En daai advertensies, onthou hulle maak geld, hulle vra geld vir daai advertensies, né? Om daai advertensie te soek in die staatskoerant is nag, want hulle het eers per provinsie gedoen. Nou, Elfriede lag, sy sit daar. Ons het al 'n dag gesukkel om een naam te kry daar. Want dit is nou nie provinsiaal nie, is die name de mekaar en jy soek. En maar nou met die digitale sal jy jou naam kan insit in die ID en jy sal hom kry. Die advertensie is bitterkort. Die opskrif lei net L&D rekenings en dan sit dit net naam, datum van afsterwe, dit. Dis baie kort. Maar jy moet daai advertensie moet jy kan bewys. Jy moet hom instuur. Hy sal nie goedkeur as jou advertensie bewys nie daar is nie. Hulle sal dit vir jou gee. Dit werk en jy moet dit maar net deurgee na die meester toe dat hy kan sien. Hy gaan nie vir jou help as daai boedel nie geadverteer is nie, né? So dit is die ding en dan wat staan nou nog? Dan ja, die meestersfooi gelde betaalbaar. Jy betaal natuurlik eksekuteursloon. Eksekuteursloon is normaalweg 3,5% van die netto bates, is baie geld. Wat die eksekuteur kry, maar onderhandel met jou eksekuteur. Dis party boedels kan ek nie vir iemand dit vra nie. Ek kry dit nie oor my hart om dit te doen nie, want as jy al jou tyd vat, dan jy miskien 14 dae gewerk aan so 'n boedel, dan kan jy mos nie vir die persoon daai lot geld gaan vra nie. Dis baie. Dis regtig baie, maar die mense is gewoonlik bereid om te onderhandel daaroor. En dan is daar ook boedelfooie. Dit is nie vreeslik baie nie. Ek wil net kyk wat daai tarief het, dat die mense net kan sien wat jy voorin is. Ek dink dit hang af van die grootte van die boedel. Het ek hom nou hier iewers gehad. So berekening. Ek sal kyk of ek hom kan kry. Ag, dit gaan eintlik daaroor vir die eerste R400 is vir die eerste R600 is dit R400 plus plus R1,000 vir elke 200,000 wat dit daai bedrag oorskry. Vir die eerste 600,000 is dit R400 en dan werk die skaal so boontoe met 'n maksimum van R7,000. Dis die meester se fooi om sy lertjie oop te maak en goed te doen. En dit is nie 'n bedrag wat regtig hoog is nie. Is jou eksekuteursfooi wat hoog is en dis al fooie wat daar van toepassing is. 'n Ander ding wat julle moet onthou wat aftrekbaar is sterfbedonkoste en begrafnisonkoste. So dit moet julle ook vir die eksekuteur gee. Dit is aftrekbaar van jou. En as daar 'n lang siekbed was, kan jy dit ook onder spesiale omstandighede eis as 'n aftrekking van daai boedelbelasting uiteindelik. So die goedjies wat mens maar kan onthou. Ek dink ek sal miskien 'n ander dokumentjie saamstel in Afrikaans, kortliks wat ek nou hier vir julle gesê het, net omdat ek het nou in detail gaan deurwerk, maar net om te sê wat julle nodig het en voorstelle wat julle moet doen om by hierdie goed uit te kom. Dan praat ek oor die meesterskantoor, al wat hulle moet doen, hulle moet 'n eksekuteursbrief uitreik. As 'n boedel minder as 250,000 is bates, dan doen hulle net artikel 18.3, hy word nie geadverteer nie.
Hulle stuur net 'n brief aan jou uit, jy kan dit afhandel en klaar, en dit is nie nodig nie. En dan, maar die meesterskantoor moet vir jou 'n voldoeningssertifikaat aan die einde uitreik, anders is jou boedel nie afgehandel nie. En boedeldokumente moet vir 5 jaar gehou word deur jou. Jy kan nie, jy mag nie 'n boedel se dokumente vernietig voor 5 jaar verby is nie. Jy moet dit hou. Jou leer moet jy hou vir 5 jaar. En by die meesterskantoor het hulle nog baie ou boedels wat uitstaande was, hulle het nou skoongemaak, is net omdat hulle nie geantwoord het nie. Ek wil net sê, wat is skrikwekkend wat daar gebeur het. Boedel het weggeraak. Toe het hulle gekry, daar was 'n groot kamer met kaste vol boedelleers. Toe het iemand het omgestamp, toe val het om, toe sluit hulle die deur. En toe los hulle het. Na 8 maande, toe kom hulle agter, mense baie leers, toe maak hulle daar is oop. Toe kry hulle dit, en hierdie een leer kry hulle nie. Toe later, toe kry hulle na 'n jaar 'n boks wat die deur oopgehou het. Toe lê daai dokumente dan die boks wat die deur oopgehou het. Mense, dit is skrikwekkend, skrikwekkend. Jy sal nie, as jy daar is dan maar die snaakste van alles is die mense lag maar. Jy weet, as jy daaroor gaan huil en raak kwaad vir die mense en hulle sit jou leer onder. Jy moet vriendelik wees. As jy vir hulle glimlag, is dit reg. So as jy ek sien smile op as ek daar instap, dan loop ek maar en dit help nie. Jy raak kwaad nie. En as jy maar nog 'n keer moet ry, moet jy. Beter as op ander plekke, maar die beste een is Johannesburg. Johannesburg, baie goed. Dit gaan goed in Johannesburg. Pretoria, waar die meestersfondse goed gehou word, is dit nie baie goed nie, maar dit is ook beter. Maar ek wil nie die banke sleg praat. Die mense, banke maak droog met boedels. Hulle Absa byvoorbeeld het hulle hoofkantoor in Silverton, in Pretoria. As jy hier te sterwe kom of 'n testament ingee, dan gaan hy Silverton toe. Jou goed is daar. En by Silverton het ons te boedel gekry wat is nie gevorder nie, en toe gaan ek saam met Residentia op vir 'n vergadering. Toe sê ek vir Willie Engelbrecht, die sekretaris, ek het spesiaal gekom daai middag, hy vat my na Absa se kantore toe, in Silverton. Nou ry ons, ek sit in die kar, ons kom daar, want ek het vir die mense dokumente gestuur, hulle het het weggegooi, en ek het 'n pak dokumente, en nou sê hulle vir my, ja, ek kan nie ingaan nie, ek het nie besigheid daar nie. Ek sê vir hulle, ek gaan nie in. Ek sê, nee, jy gaan nie in nie. Nou roep hulle die sekuriteit, ek sê, ek het ver gery. Nou, ek sê nie vir hulle, ek vir die vergadering gaan, sê, hier is my vliegtuigkaart, ek het spesiaal hier toe gevlieg, en ek gaan vir julle dagvaar. Sê, nee, ek gaan nie in nie. Sê, ek gaan in. Die ou maak oop, ek ry tot teen na hek toe, druk hom so. Hy gee pad, hy geroep 'n ander sekuriteitsou. Die ou sê vir my, okay, kom in, pak net daar. So ek sê, nee, ek kan nie daar pak nie, daar is son. Ry lekker, ek soek 'n parkeerplek in die koelte, nou sit ek daar. Nou klim ek uit en ek begin stap, hy sê, sit in jou kar. Ek sê, nee, ek gaan nie my kar sit nie, ek wil ingaan by hierdie gebou. Intussentyd sien ek daar sulke karretjies, golfkarretjies wat rondhardloop, ouens met toebroodjies in die mond, en hulle ry na die kafee toe, en dit ek, nee, nonsens, ek gaan nie in vandag. Nou stuur hulle 'n meisie na my toe wat die dokumente moet, wat my kom vra. Ek sê, ja, ek hierdie dokumente ek wil ingee. Sy sê, nou, geef my oom, ek sê, nie, geef vir jou nie. Wil na binnekant gaan. Hulle gaan teken vir hierdie dokument. Sy sê, ek kan nie na binnekant gaan nie. Ek sê, tuurlik kan ek. Sê, ek is lid van die publiek, ek wil hier ingaan. En ek klim uit met die kierie, ek begin stap. En my keer, uiteindelik, toe laat hulle my daar ingaan en gemaak teken. Hulle was so kwaad. Hulle het vuur gespoeg, maar ek het daar uitgestap met 'n getekende dokument. Maar jy wil nie sulke dinge doen nie, maar ek sê net vir daai ondervinding met Absa het net vir my gesê, nee. Ekskuus mense, ek wil net vir julle sê, dis wat gebeur. Ek het 'n nare ondervinding wat ons gehad met Standard Bank,
selfde ding, net eenvoudig, hulle hou jou weg van hulle mense af in die banke hier, wat in Kaapstad, dat jy ook later sê, wel, jy wil nou met die hoof praat, jy weet, en dan, jy loop jou vas. So banke is maar nie boedelmense nie. Ek glo nie so nie, julle kan maar met my verskil, maar ek sal nie graag my boedel deur 'n bank laat doen nie. Plekke soos Sandam is redelik met boedels, dit is nie 'n probleem nie, maar hulle het ook mense wat dit nou doen, deur hulle, maar jy kry ten minste as jy ondergaan, kry jy hulp. Jy kom reg, jy sit 'n bietjie in wag, maar dit is nog reg. Maar in trustmaatskappye is daar 'n paar wat goed is, maar liewerste prokureur, of soos Kadastra het nou 'n trustmaatskappy gestig. Hulle doen dit nie as prokureurs nie. En ek en Deelman ook oorweeg om dit te doen, maar ek dink nie ons wil dit nou meer doen nie, want hy sit in George en ek sit hierso, en dit is maar 'n bietjie moeilik, so ons sal maar kyk hoe ons verder maak. Nou mense, as daar vrae is, moet julle vir my vra. As daar vrae is. In verband met testamente, ek het 'n motorfiets Ja, wat my dogter, ek het hom in my testament aan haar bewaar. maak, ja. Maar hy is nou klaar betaal oor 2 maande. Ja, So, dan gaan ek hom nou aan, dan sy haar naam sit. ja. Kan dit enige invloed hê Niks. op die testament? Nee, wat? Nee, dis niks. Dis 'n skenking wat jy maak het aan jou dogter. Normale oordrag van die voertuig, niks te maak met jou boedel nie. So, ons moet dan maar net die vorms. Net die vorms ja gaan en dan kan jy hom oordra, is geen probleem nie. Okay. Yes, Anton. Ja, ja. Ja, ja. 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 In Duitsland en in Australië ook. Ja. Ja. Ja, Netbank het 'n oulike met daai boedel spesifiek was daar 12 erfgename. En hulle was reg oor die wêreld verstrooi. Toe ek nou, dan moet jy nou gaan vorm skryf vir die geld wat land uit gaan en alles voltooi. Dis sulke pakke vorms. En toe 'n dame wat daai tak van Netbank bestaan eers meer net vir my gesê kom sit en binne 'n halfuur het sy vir my alles gedoen. Maar nou deesdae kry maar net die volle besonderhede. En as iemand oor see werk of dit, sê vir hom om 'n rekening in Suid-Afrika te hou, waar jy die geld na toe oorplaas. Dis soveel makliker. Dat jy maar 'n rekening hier hou. Ek beveel dit maar altyd aan, as 'n kind so iets 'n rekening hier het, dan kan jy dit daaraan betaal en klaar. Anderster is dit maar probleme om die geld uit te kry en allerlei nonsens. Maar dit is maar 'n vakgebied. Ons vertrou dat dit beter sal gaan, want wat nou gebeur ook, hierdie kleiner boedels, en daai mense wat so daar in die reën sit vir dae. Vroeger jare was die artikel 18's baie, maar nou kom daai mense en hulle kan nie, nou moet hulle wag dat iemand hulle help om die vorms in te vul. Hulle sit daar vir dae. Hulle ry 3 keer van Mitchellsplein af. Hulle het nie geld nie. Dan kom sit hulle daar en hy wag daai dag om. Jy kry vir daai mense so jammer. En hulle sit in die reën daar buite in die oggende, want daar is ook nie eens 'n dakkie buite nie. En dan moet daai mense nou teruggaan. Nou ons het nou gevra en eintlik die prokureursorde het gevra dat hulle weer by die landdroskantoore ook boedels inneem, vir al die kleiner boedels. Dan kan daai persoon by die landdroskantoor in Mitchellsplein ten minste gaan en hoef nie al die pad meeste toe te ry nie. Want as 'n treinreis is 'n taxi en hulle kom donker daar aan en hulle gaan weg en dan kom weer donker by die huis. Dit is tragies om dit te sien. En van daai mense is ongeletterd, hulle weet nie.
Mense, ek is by die meesterskantoor en ek wil een van die mense sien daar en ek gaan op na die vloer toe waar daar kom en ek hoor hierdie vreeslike lawaai. Toe's daar swart mense en hulle beklei voor die kantoor en daai dametjie sy het nou baie goed gedoen, sy was ook op die universiteit, die dametjie, ek klop aan haar deur, ek het haar van tevore gehelp, sy het my gevra, hoe kan sy 'n ding doen, want sy wil nie vir die mense vra waar sy werk nie, en dan dink hulle sy toe ek haar gehelp om gewys om die goed te doen, en nou gaan ek en ek klop aan haar deur, sy maak die deur net so beskryf op, sy sê vir my, nou, sy slaan weer toe, ek sê wat, sy sê, hierdie mense hiervoor, gaan my doodmaak, want hulle sê, die goed gaan nie vererf, soos hierdie papier sê nie, hulle het besluit, die familie, dit gaan so verdeel, onder hulle manier, gaan dit verdeel, jo, en hulle lawaai, en ek staan daar en ek skree, baie, nie elegante taal nie wat hulle moet doen, ek skree, hulle is daar op die trap af, maar hoe hulle daar gekom het, hulle sê hulle wil toilet toe gaan, dan gaan hulle een met die trap op, tot hulle die lot daar boos, toe hardloop hulle daar af, en die assistent meester kom daar uit, sê, jy so geskree? Ek sê, ja, hy sê, hoekom skree jy so? Ek sê vir hom, hy sê vir my, nou, as jy enig iets geteken wil hê, kom na my toe. Is net wat gebeur, hulle is toe daar weg, maar hulle wil haar doodmaak, want dis nie soos hulle gesê het nie. Die stam het gesê, het gaan anders te vererf. En vir hulle om dit te verstaan, hulle het hulle eie maniere, hulle eie wette en goed. Mense, ek nou baie praat, maar dis nou maar soos dit is. Ek net nog die staaltjie vertel van Dirk Mostert. Daai jare was daar nog debatte tussen Wits en Pretoria Universiteit, regsdebatte. Dan trek jy ouens vir hulle aan met 'n stuk dassie en hulle gaan na Houliskyn Hof. En nou na die hof het hulle geparty die nag deur. Saterdagoggende het hulle Romeinse reg gehad. En die professor, as jy nie sy klasse bygewoon het, dan skryf jy nie eksamen nie. Jy moet elke klas bywoon. Nou sou Dirk Mostert, hulle is nog maar 'n bietjie blink gedruk nou, maar hy moet by hy klas kom. Nou kom hy met sy das en sy stryk dassie daar aan, hy gaan sit daar. Hy kyk hom sê, hy sê, jonge, kom jy vroeg in of gaan jy laat uit? Mense, as daar iets is van julle kan my maar lastig val met die goed, hoor. Ek sal julle is enige tyd welkom as julle iets wil weet, maar daar is, ek gaan ook vir julle 'n lys gee van mense wat daai vra, hier in die gemeente mense wat daai goed vir julle kan antwoord, hoor. En wat julle regtig maar professioneel maar kan besoek, dit is mense wat regtig waar, en ek sal dit graag hier doen, omdat dit mense is wat julle ken. Mens voel ook toch maar, as jy 'n boedelsaak hanteer, wil jy maar iemand toe gaan wat jy ken. Jy wil nie in 'n vreemde gesig. Ek weet nie, Reiner, ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, is dit vir jou ook die geval?